Wel, back and close hier is nie die heel lekkerste onderwerp om daaroor te praat nie. En die oggend toe Melissa my bel en vra of ek sal iets sê oor back and claw of 'n lewe na back and claw, was my heel eerste gedagte om 'n positiewe praatjie te gee en bymekaar te maak. Dit was so 4 weke terug gewees. En intussen het my praatjie eintlik elke dag verander. Ons het Februarie een oggend of eintlik een middag het ek 'n draai gery en daar het 'n bees eenkant gestaan en my eerste gedagte was dis rooi water. En ek het dadelik die spuitstok genaal en stof om te blok vir rooi water, spuit vir rooi water en toe ek by die bees kom, toe sien ek sy het seer op haar neus en op die kloue lyk dit 'n bietjie geswel is. En omdat back and claw seer in die omgewing was, het ek dadelik besef dis moeilikheid, dis back and claw seer. En ek moes moed by mekaar skraap om na John toe te ry. Hy was op die plaas om die nuus te gaan breek en dit is nie altyd maklik om die nuus te breek nie om te sê want dit is ons grootste vrees. Al ons biosekuriteit was in plek gewees. Die plaas is so geleë om te begin. Ek is deel van die Devlin span wat teen die Valdam boer aan die Mpumalanga se kant. En die plaas is so goed geleë dat daar is net een toegang tot die plaas. En toe back and claw seer begin, het ons biosekuriteit in plek gekry, alles was reg, ek het 'n spreiboot gemaak, daar kan geen voertuie in en uit op die plaas behalwe deur die hek nie. En ten spyte daarvan het die back and claw seer op die plaas gekom. So, hier is nou 'n klompie goed wat ek sommer praat uit my, wat nie regtig deel van my praatjie is, wat ek voor die tyd voorberei het nie, maar net om julle agtergrond te gee, waar kom ons vandaan. So, alles was in plek gewees. Biosekuriteit was in plek, voertuie wat op die plaas kom het ons beperk, nie onnodige mense nie, als om te probeer beskerm wat ons het. En ten spyte van dit als het back and claw daar gekom. So dit was vir ons 'n redelike skok, ten spyte dat daar baie back and claw seer om ons was. En terselfdertyd, terwyl ek praat van John, wil ek ook net vir hulle twee om verskoning maak, wat lankal ander verpligtinge gehad het hierdie naweek en nie met ons kan wees nie. En hulle stuur ook hulle groete oor na almal van julle toe. Right. En nou regtig met die praatjie te begin. Ek net my goed agter mekaar kry. Vandag praat ons oor iets wat nie net 'n siekte is nie, maar 'n werklikheid wat diep sny in enige boerdery se hart, back and claw seer. Hierdie is nie net 'n tegniese onderwerp nie, dit is emosioneel, baie emosioneel, dit is finansiëel. Dit toets jou as boer en as mens en as leier. En ek dink ons almal het dit agtergekom die laaste paar maande. En dan wil ek ook net noem, back and claw seer, daar's soveel stories, daar's soveel mense wat goed praat. Back and claw seer verskil op elke plaas. Van geringe gevalle, ouens wat dit eers agtergekom het nie, ouens wat die dag as hy speenkalvers laai, sy beeste bak, kalvers bak, en dan sê hulle kom oor die slegsels het back and claw seer gehad. Dan het hy dit nie eers geweet nie. Tot baie ernstige gevalle, fraktes met sekondêre probleme, wat ons nou 'n bietjie meer oor gaan praat. En wat ek wil doen, ek gaan die praatjie bietjie opdeel in 3 gedeeltes, die harde realiteit, wat dit ons leer as beesboere, en dan wil ek daarom net afsluit met 'n positiewe toekoms. Ons begin eerlik, vir ons was en is back and claw seer verwoesting gewees. Dit was rof gewees. Nie net omdat diere siek word nie, maar omdat jou hele stelsel ontwrig word. Die harde realiteit is dat ek het beeste koors gemeet van tot 42,5 grade, aborsies as gevolg van die hoë koors, sekondêre infeksies soos rooi water en galsiekte wat tot vinnige fraktes gelei het, hoefprobleme, diere wat nie meer kon loop nie, erge ontsteking in gewrigte en bene. So het dit oor 'n kwessie van 5 weke deur die hele plaas versprei. Die eerste kamp was letterlik teen die buurman gewees, waar ons die tekens gesien het, en ek het dit probeer isoleer aan die een kant gehou. Ek het selfs die werkers opgedeel, ek het 'n span gehad wat aan die ander kant van die plaas gewerk het, ek het aan die siek kant gewerk, ek het nie by die gesonde beeste gekom nie, ons het alles probeer. As ek weet wat ek vandag weet, het ek al die beeste deur mekaar gejaag, dat almal siek word en klaar kom. En dan was ek daar 2 weke oor.
maar ek het hierdie hele proses uitgereg vir 5-6 weke. Is dalk nou maklik om te sê, om alles by mekaar te gejaag het. Ek het dadelik gegaan en die hele kudde geblok vir rooi water. Want ek het besef, rooi water is 'n groot probleem. Die koeie se immuniteit is laag, hulle het siek geword, en die koeie wat ek geblok het, selfs van hulle het nog steeds 3-4 dae later gevrek. Wat ons oopgesny gesien het, hulle het wel bloedsmere gedoen, hulle het rooi water gehad. So daai bee se weerstand was so laag, ten spyte dat jy al gespuit het, als gedoen het wat jy kon, het daar nog steeds goed gevrek. So dit maak dit moeilik. Daar's nie 'n vaste reël hoe dit werk of hoe dit nie werk nie, maar dit maak dit baie moeilik. Wel, ons het op die einde van die dag enstof gekry, met 'n groot gesukkel. Een oggend die staatsveearts gebel en hulle het enstof gestuur en ons was gelukkig om die hele kudde te kon en al die beeste op die plaas, voor die voet. En ja, 4 weke later het ons weer 'n ligte uitbraak gehad, ten spyte dat ons geënt het. Ek terug 3 weke terug, ek en Nicolien ry die oggend en ons albei word so stil, weer 'n trop beeste, kop hang, hulle eet nie, so kom kalvers weer, dit lyk soos koortblare op die mond, op die neus, dis daar weer tekens, as jy dadelik pynstillers en koors behandel, en dit het gelukkig redelik stil verbygegaan en nie regtig versprei na die ander beeste toe nie. Maar so daar's nie iets spesifiek wat jy kan sê, dis hoe dit werk. Elke situasie is anders daar. Ja. Morning, just a question. What are the vaccines that they're using? Die bio en wat is Biogenes, ja. So it's not that it's all. Nee. Nee, dit was right. Dit om nou aan te gaan. Dit is nie die virus self wat doodmaak nie. Dis die nagevolge. Mense raak desperaat, jy maak foute, jy raak moedeloos. Beeste vrek, maak nie saak wat jy doen of spuit nie. Jy kan dadelik sien in produksieverliese. Groei staan stil, speenkalvers verloor massa, koeie verloor kondisie, bulle se vermoë om te dek word beïnvloed as gevolg van seeroewe. En dan kom die finansiële houe. Mediese kostes skiet die hoogte in, arbeid neem toe, meer hantering, meer sorg, inkomste stop omrede niks bemark mag word nie, maar uitgawes styg. Dit is 'n perfekte storm wat op jou plaas losbars. Dan moet ons ook eerlik wees, iets wat baie boere moedeloos maak, die swak hantering deur die staat. Ons sien elke dag in die media dat die staat geen beheer het oor 'n staatsbeheerde siekte nie. En ek dink dis wat ons almal moedeloos word. Die staat beheer hierdie ding, maar het geen beheer daaroor. Presies dit, Jan, daar's nie enstowwe beskikbaar nie. Ek meen daar moet booster enstowwe gespuit word en daar's nog nie eers die eerste ronde gedoen nie. So dit is 'n groot ding wat mense frustreer. Onsekerheid, stadige reaksie en 'n gebrek aan duidelike riglyne maak dit moeilik. As boer voel dit partykeer jy staan alleen. Gister sê Quentin, 'n leeu wat eenkant loop en swak word, is 'n leeu wat besig is om dood te gaan. Jy voel soos 'n boer wat op die eie staan. Niemand het vir jou antwoorde nie. Niemand kan jou help nie. Almal het raad en sê doen dit en doen, maar jy sit met die werklikheid op die grond. Nou wil ek oorgaan, ons kan nou lank oor die onderwerp wat ek en Klou praat en oor die regering en al daai goeters. As ons klaar is, gaan ons 'n klompie skyfies wys. Maar wat help dit? Want tot vandag toe is daar nog nie antwoorde nie. Daar's 'n klomp negatiewe waaroor ons kan praat. Enstof wat op die lughawe lê wat die koue ketting gebreek is. Botteltjies wat blykbaar geval het, maar wat op die swartmark verkoop word. So kan ek aangaan met 'n klomp goed. En dit is nogal skrikwekkend as jy begin rondpraat en met mense te doen kry om regtig te hoor wat in die veld aangaan. En dit gebeur. Dit is ons land. Dit gebeur. 'n Krisis wys jou wie jy regtig is. En dit wys jou ook watter tipe boerdery jy bou. Wanneer jy met beeste werk, begin jy anders te dink. Jy besef jy kan nie net bou op goeie jare en staat maak op goeie jare nie. Jy moet bou vir moeilike jare. Moeilike tye bring belangrike vrae. Wat is jou doelwit as boer om te oorleef? Werk jy teen die natuur of saam met hom? Gister luister ek na die RPO se gesprek en hulle praat van die ketting en hoe dit werk en ons as boer
wat maklik sê, ons soek 'n beter prys. Ons kan nie beheer wat is Eskom, wat is die krag, wat is die kettingwinkel. Daai ouens maak hulle eie planne om hulle produkte verkoop, om geld te maak. Wat doen ons as boer? Ek dink baie keer, gaan soek ons so die fout. Ek dink altyd toe my kinders op skool is, jy soek altyd fout by 'n ander skool om jouself te regverdig. Kry jou eie huiswerk in plek, kry jou eie plek en jou eie goed in plek. Wat het ons as boer? Ons het natuurlike hulpbronne, ons het die son, ons het water, ons het gras. Ons moet vleis produseer met dit wat ons het, beter en meer ekonomies. En dalk minder bekommerd wees oor die supermark en wat hulle vra vir vleis. Ons moet dit wat ons het tot ons beskikking moet ons gebruik. Son, water, gras, dis die goedkoopste en mees betroubare insette wat ons het. En op die einde van die dag bly die doel, turn grass into high quality beef. Dis wat ons as boere moet doen. Ons is so bekommerd oor supermarkte en wat hulle vir vleis vra. Ons moet ons gras wat ons het, omskakel in vleis. Dis waar ons geld is. Maar nie net enige bees kan dit doen nie. Jy het 'n moderne dier nodig. Die besluite wat jy vandag neem, gaan 'n klomp jare 'n invloed hê op jou kudde. Julle weet self, die tipe wol wat mens gebruik, het eers oor 6-7 jaar eintlik 'n impak op jou kudde. So, mens moet mooi dink, die besluite wat jy vandag doen. En ek wil aansluit by oom Willie wat hy gister gesê het. Dit was my lekker om na oom Willie te luister, en baie wat hy gesê het, gaan in my praatjie ook voorkom. Aangepaste diere in 'n omgewing wat al hoe meer uiterste klimaatsverandering tevoorskyn bring. Met al die reën, droogtes wat weer voorspel word. Ek dink dis geen geheim dat ons in 'n omgewing in 'n land bly met uiterste klimaatsveranderinge. Diere wat die mark soek. Dis iets wat ek al baie lank in my altyd sê vir ouens. Jy kan jouself regverdig. Jy kan vir jouself sê dis die beste dier, maar is dit wat die mark soek? Op die einde van die dag moet ons hierdie dier wat ons produseer met son en water en gras aan 'n mark gaan bemark. En is dit wat die mark soek? Jy kan jouself regverdig en sê, ek het die mooiste, die beste beeste, maar is dit wat die mark soek? En dan diere wat reserve energie maklik kan opbou. En dis waar by my wil aansluit, in die vorm van vet. Vet is energie. 'n Bees wat vet het energie. En 'n bees wat energie het, is 'n gelukkige bees wat meer dragtig word, wat deur moeilike omstandighede kom. Dis waaroor die hele siklus van 'n bees en boerdery gaan. Jy moet reserves kan opbou in moeilike omstandighede in die vorm van vet om 'n bees deur te dra in moeilike klimaatsverandering. 'n Bees wat droogtes kan hanteer, siektes beter kan hanteer en steeds ekonomies produseer. Ons kan baie goed doen, ons kan ons beeste mooi voer en als, maar op die einde van die dag is daar ekonomie aan die hele ding. En dis wat ek sê, ons is bekommerd oor supermarkte, maar wat doen jy op jou plaas om ekonomies te kan bloei? Hierso kom dit terug wat Quentin gister in sy praatjie gesê het. Elke handelsmerk, suksesvolle besigheid, produk wat oor jare kom, moes aanpassings maak. Niks wat 50 jaar terug was, is tot vandag presies dieselfde nie. Mens moet aanpassings maak om suksesvol te bly. Net soos wat daai mense wat in die Karoo bly, moet aanpas in swaar jare om te oorleef. So sal ons ook as boere moet aanpassings maak met ons produk en wat ons doen om te oorleef. En dan praktiese wenke, samewerking is nie 'n luukse nie, dis 'n noodsaaklikheid. Jou veearts, daar sit die oom wat hoewe sny. Jy moet saam met daai mense kan werk. Jy as boer kan nie alself doen nie. Jy het kundige mense nodig om deur situasies jou te kan help. Wees baie versigtig vir persone wat wondermiddels aan jou wil verkoop. Kyk, ek het die laaste 3-4 maande van goed gehoor en ouens wat in die mark gekom het en poeiertjies en goed wat jy in die water gooi en in kos gooi en al daai tipe van ding. Daar is sekerlik meriete en seker van daai goeders. Maar wees maar versigtig vir al daai goed. Op die einde van die dag moet jou beeste geënt wees, hulle moet gesond wees, skoon van parasiete, jou mineraal, vitamines moet reg wees.
Dis die goed wat jy weer gaan dra. Daar's nie iets soos wonderpoeiertjies wat jy in die water gooi nie. Dis maar net my eie mening daaroor. Een ding wat ek wel kan sê van Back and Close seer, die goue reël is, hanteer jou diere so min as moontlik. Hoe meer jy spook, hoe meer jy doen, hoe erger maak jy. Jy sit daai koei onder stres, daai bul onder stres. Ons het die fout gemaak om in die begin die goed by die kraal te probeer kry, moeite te doen, en hoe meer jy daai bees jaag, hoe meer stres het jy, hoe meer skade doen jy. Daai bees gaan in elk geval nie ver rondloop nie, moenie daaroor bekommerd wees nie. Kry hom op 'n skoon omgewing. Ek het 'n bul langs die spulpunt vir 3 weke behandel. En dis die bul wat die beste reg gekom het, want ek het hom net daar gelos, ek het hom met die spuitstok behandel, ek het elke oggend, dit was, ek en Nicoline het eintlik, ek kry 'n knop in jou keel, soos daar kom, dat hy letterlik amper wil gaan staan met sy voet, dat ek sy voet in die oggende skoon maak. Spuit hom, hondsproei, los hom net rustig uit. Daai goed wat jy jaag en tekere gaan en goed doen, jy meer skade op die einde van die dag meer. En dan, net soos wat die ou gister ook hier gesê het, jou voedingskundigheid, dis baie belangrik. Onthou daai dier is siek, hy voel nie lekker nie. Geef hom lekker sagte kos, sy mond is seer. Kuilvoer het by ons baie gehelp vir die diere wat siek was, lekker hoë energie, plantsoen, om daai beeste te help om deur die siekte uit te gaan. En dan iets wat Marius praat nou, gaan na my 'n bietjie praat. En ek dink dis iets wat ook baie belangrik is. Een van jou vennote is jou rasadviseur. Jou rasadviseur is 'n ou wat rondbeweeg in die veld. Praat met hom. Hy sien baie goed. Hy kom op verskillende plekke. En hy moet jou help om daai tipe dier wat die mark soek daar buite. Hy weet presies wat buite in die mark aangaan. Ek dink baie keer begin ons in 'n kokon te lewe, want jy probeer jou oortuig oor wat reg en verkeerd is. En dis hoekom jy met mense moet praat. En in hierdie selfde tyd wil ek aansluit waar ons 'n klap wil begin om meer gereeld by mekaar uit te kom, om inligting te deel, om te sien wat doen ander ouens. Ons wat hier binne sit, is nie in kompetisie met mekaar nie. Ons moet eintlik saamwerk. Kompetisie daar buite is varke en hoenders en baie ander rasse. Ons ouens wat hier sit, en dis wat altyd vir my erg is, Derek vra nou vir my, hoe sien ek limousine ouens? Dis hoe jy mense aanvaar en betrokke raak. Ons is nie in kompetisie met mekaar nie. Ons moet saamwerk, en dis hoekom dit belangrik is, om soms in 'n vorm van 'n klap of hoe ook al, nie om af te sjou, maar om by mekaar uit te kom, om te sien wat doen hulle, om inligting te deel, want ons is eintlik 'n span, om 'n ras, om 'n brand, om iets vorentoe te vat. So, en daar kom Marius in, 'n ou wat daar is, om sulke goed te dryf, en ons moet saam met ons rasadviseur werk, om beeste te teel en te selekteer, wat ons in 'n sekere rigting vat. En dan, ja, mense wat jy positief raak, ekskuus, maar dit was rof vir 3 maande, om beeste wat vrek en wat nie lekker is nie. En dan het jy mense nodig om jou positief te hou. Farming is much a mental game as a physical one. En dan wil ek afsluit met 'n positiewe toekoms. Na elke moeilike tyd kom daar 'n nuwe fase. En ek glo vas, die rooivleisbedryf het 'n sterk toekoms. Waarom sê ek so? Die wêreld se bevolking groei. Die vraag na proteïen neem toe en Suid-Afrika steeds enorme potensiaal het. Beeste kan veiding wat geen waarde as silkvet omskakel om vleis. Die Suid-Afrikaanse boer oorleef al vir dekades ten spyte van uitdagende markte, hoë insetkoste en die onvermoë van die regering om randtoestande te kan hanteer en gebrekkige kennis. Die pad vorentoe, ons moet slimmer boer, meer aanpasbare diere teel, beter samewerking, fokus op volhoubaarheid en die belangrikste om te glo in môre. Tough times don't last, tough farmers do. Back and Close hier toets jou, dit breek jou hande. En dit is hartseer om te sê, dit het sekere boere gebreek. Maar dit bou jou ook, dit dwing jou om veranderings te maak om te oorleef, koste te sny. Dit dwing jou om uit die boks te dink.
sterk verhoudings te bou en duideliker te dink oor die doel en uiteindelik kom dit neer op een ding, geloof in môre. As boere plant ons nie net gewasse of teel ons diere nie, ons plant hoop. Is daar hoop na Back and Close met baie dankbaarheid. En ek vandag sê ons het laasweek dragtigheidsondersoeke gedoen en die somerdekseisoen was, ons het die ergste verwag en koeie met kalvers was ons dragtigheid 90% gewees. En dit gee mense hoop in die lewe. En dan wil ek sommer net afsluit met iets ouliks vir my of goed en dit is om te glo. Was 'n jong laaitjie gewees en hy het moed by mekaar geskraap om die Domie se beeldskone dogter fliek toe te vat. En in die fliek halfpad, toe besluit hy wel, hy gaan nou Amerikaans pag en hy na been vat. En sy het so oorgelê en sy oor gefluister, Prediker 9. Een mannetjie skrik en gryp, druk sy hand weg. En hy kon nie vinnig genoeg die aand by die huis kom om sy Bybel oop te maak nie. En die woorde wat by Prediker 9 staan, doen wat jou hand vind om te doen. So wat ek vir julle sê, as boere, doen wat jou hand vind om te doen en geniet wat jy doen. Baie dankie julle. Geniet nie meer. I think there's enough questions that we can ask Moni. Don't run away, just stand here. I think there's a lot of questions. My apologies to some of our English-speaking friends here. Moni said he didn't have airtime this morning, so. But I think one of the most important things that we can take out of what he's saying is that we need to stay positive, no matter what. Yes, it's tough, and you can hear Moni was getting emotional closer to the end of his presentation, and for good reason. I mean, if you listen to what he was saying, it was really, really tough. I think one of the questions that I can ask Moni is. Did you see a difference between animals that is in very good condition compared to animals not in good condition? Verseker diere wat in produksie was. Ja, diere wat kalvers gehad het dit swaarder gevat. Ja. En daar seker goed wat jy moet doen. By ons is rooi water 'n groot probleem. So die oomblik toe ek begin blok was dit nog vir 3-4 dae probleem, maar die goed wat ek vir Vrydag geblok het dit glad nie so erg gehad soos die goed wat rooi water saam. So die sekondêre infeksies is 'n groot probleem. En as jy dit kan voorkom, dan help dit baie. Yeah, I think one of the things that we all hear is you have to make sure that your animals receive multimin and all those type of things in advance. But the thing is, I mean, that also just lasts for a certain period, and you don't know if you're going to get foot and mouth or not. And the thing is, I think we can just try to make sure that our animals is in the best possible condition. I think it's a good time of the year. Unfortunately, there's other stresses also that we have with all this excessive rains and those type of things. The weather does affect sometimes the condition of the animals as well. It might be dry, it might not be dry. But yeah, is there any other questions from you guys for Mani? Ja, net om by te voeg. Ek het 'n trop koeie gehad met jong kalvers, wat die koeie dit baie erg gehad het, so hulle melk het weggeraak. Nou, die kalvers was letterlik vir 'n week 10 dae. As ek by hulle kom, hulle oorhang, hulle staan moedeloos. En ek het hulle een middag, toe sommer net 'n kraal opgeslaan, en ek het al die kalvers superboost ingegee. Ek het nog daar 'n klomp pakkies goed in die kaste gekry, van hidroliete en allerlei goed, en ek het so mix gemaak, en saam met superboost gegooi, en ek het al die kalvers gedous. En die volgende oggend toe ek daar kom, toe hardloop hulle in 'n skool, so rondom met hulle stertjies in die lug.
En dit het my net besef, hulle energievlakke was so laag gewees, hulle was so moedeloos met hierdie omstandighede. Die oomblik toe ek hulle daai superboost gee en hulle het energie, toe voel hulle sommer beter. So dis baie belangrik om daai energievlakke so hoog as moontlik te hou. Ja, the energy levels must be. Gielie? Maar die sien hulle dat biosekuriteit is vinnig in plek en het goed gefunksioneer. En ek glo dat geen diere ingekom Ja, van buitenaf. ja. En nou wil ek, want jy is nou die beste ou, jy het 'n idee, hoe het daai, is dit met ander wilde diere, hoe dit hierdie virus ingekom, Oom, dit was maar van lyndraad tot lyndraad. Die buurman het dit ook gehad. hoe is dit? Ons het 'n buurman, en jammer om te sê, dis een van daai ouens, as hy een keer 'n maand by sy beeste kom, is dit baie. En ek het die week van tevore gesien daar is beeste wat begin een kan staan. So ek het die vermoede gehad. En ongelukkig, mens kan ook net soveel doen. En die oomblik toe dit van daai kant af begin kom, daai trop beeste het eers gekry en die plaas is redelik opgedeel in 2 helftes. So ons het geen direkte kontak gehad met een helfte van die beeste aan hierdie kant en hierdie beeste, maar hy het maar aangeskuif. En ongelukkig bokke, enigiets wilde diere, dit versprei. Daar by ons is trekspringbokkies, daar's bles bokke daar. So daai goed moet dit maar versprei. Hulle sê 'n groot ding veral teen die water is selfs kolgaanse. Hulle gaan sit by die lakbakke, hulle is om die krippe, daai kolgaans vlieg op en gaan sit net 'n entjie verder. So daar's baie maniere, maar wat by ons definitief was, van kamp tot kamp. Hierdie kamp het gekry, 'n week later die volgende kamp en so het hy stelselmatig deur die plaas aangesteek. En my buurman aan die bokant sê hy het dit nooit gekry nie. Ek weet nie. Maar so daar's nie 'n tendens nie, daar's nie 'n sekere patroon nie. Daar as hy kom dan kom hy. Daar's 'n ou wat by ons 3000 beeste het en hy sê van al sy beeste het net die middelplaas wat in klou gekry. Nou of dit so is of nie, weet ek nie. Maar ja, daar's soveel stories oor, maar hy skuif maar. Nee, dankie, die antwoord dat jy nog gee, antwoord het vir my baie goed. Ja. Ja, daar is eintlik nie. Nee, daar's nie 'n patroon of 'n ding. Ja. Manu? Can you just maybe just talk about the experiences on the secondary problems that's coming when the immune system of the animals are going down, which you said is very different from from area to area. What you can expect? Ja, kyk daar's baie, ek hoor ons het geënt vir knopvelsiekte, maar daar's 'n klomp verskillende siektes, nê, wat deurkom. En ek meen ontsteking in die bene, ek het 'n bulg, ons het 'n baie goeie bulg einde van die dag verloor want sy kloue was so stikkend en hy het infeksie gekry en aanrand sy hele blad so gestaan. Daar's baie goed wat verskil, maar ek kan nie vir jou sê dit of dit spesifiek nie. Maar die belangrikste is die ouens wat nie geënt het vir knopvelsiekte het groot skade gekry. Ek weet van 'n klomp ouens wat beeste verloor het met knopvelsiekte. Ek praat nou baie oor rooi water. Rooi water is definitief 'n groot probleem want die immuniteit is. Ek het met 'n oom gepraat wat by Klokkelaan boer en sy situasie was presies dieselfde as ons. Hy sê toe hy besef die moeilikheid, toe hy volgende oggend na kom toe lê daar 12 beeste reeds dood met rooi water. Hy sê en hy sukkel met rooi water. So ek dink dit is belangrik dat ek sê jou vitamiene, jou entings en jou parasietbeheer op datum en reg is. Die son klim oor die draad. Stof en hoop loop hand aan hand. Early mornings, hardened days. Faith and fire guide our way. Where the ground knows my name. Waar die grond my naam ken. From sunrise to the sail ring flame. Van son op door die laagste lucht. Hands in soil, Hearts that stand. this is our